Jona hoofstuk 1. Nou, terwyl u daarin blaai, in die klein profete is dit maar altyd 'n baie groter geblaai as wat 'n mens verwag. Ek dink die meeste van ons het ongelukkig die getuienis dat daar 'n tyd in ons lewens gekom het wat ons geestelik so 'n bietjie van die pad af geraak het. Wat ons op 'n dag agtergekom het, maar ek is nou glad nie waar ek veronderstel is om te wees nie. En ons het agtergekom, ek kom agter sy gain sing so 'n bietjie, so is hy nou reg. En ons het agtergekom, maar ek is nou nie meer in die regte verhouding met die Here nie. Hier's nou nie meer iets lekkers in my geestelike lewe aan die gang nie. En die hartseer feit van hierdie ding is 'n mens besluit nooit nou wil ek weg van die Here af beweeg nie. Dis amper nooit dat 'n mens besluit ek gaan nou hierdie verkeerde ding doen en ek weet dit gaan 'n verskriklike nagevolge in my lewe en my geestelike lewe amper vernietig. Wat inteendeel gebeur is 'n mens kom net nie 'n verantwoordelikheid na nie. Daar's iets wat 'n mens weet ek moet doen, maar ek besluit ek's net nie nou lus nie. Of daar is in aanhalingstekens 'n klein sondetjie wat ons dink ag, hierdie ding gaan nou nie so groot impak hê nie. Wat kan nou verkeerd gaan as ek dit doen? Of ons kom in swaar omstandighede waar ons agterkom die lewe raak nou moeilik en daar is probleme. Maar ek dink ag, ek het al so 'n bietjie lewenservaring, ek weet hoe om hierdie dinge te hanteer. Ek is voorberei. Ek is okay. En voordat jy weer agterkom is jy daar op jou knieë voor die Here. En 'n mens moet erken, ek is glad nie meer op die regte pad nie. Ek doen glad nie wat ek veronderstel is nie. En daai verhouding wat ek met die Here moet hê, is net nie daar nie. En 'n mens kom daar sonder dat 'n mens eens dit eintlik agterkom. Dit trap jou omkant. En ons moet dit in aandag hou wanneer ons na Jona se lewe kyk. Want baie keer lees ons die verhaal van Jona, dan dink ons, ag, hierdie ou het dit gekies. Hy het mos geweet wat hy doen. En ons moet vanuit ervaring weet, dit is nie hoe dit werk nie. En daar is altyd meer aan die gang as wat 'n mens dink. So kom ons lees Jona vanaf vers 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en die skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou, dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, dat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons loot. Dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? En uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het.
Toe word die manne baie bang en sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen?" Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: "Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword." En hy antwoord hulle: "Neem my en gooi my in die see, en dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle die Here en sê: "Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehae." Hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees, met 'n groot vrees, en 'n slagoffer aan die Here gebring, en geloftes gedoen. Net tot sover. U kan net so bly sit en dan bid ons saam. Here, terwyl ons in hierdie lekker koel aand hier so saam rondom U woord sit en ons ervaar hoe die dag se lig besig is om vinnig te verdwyn en dit donker rondom ons word, weet ons, Here, dat net soos wat U vanoggend saam met ons was, is U nog steeds vanaand saam met ons. U gaan saam met ons wees terwyl ons slaap. U sal saam met ons wees môre as ons weer opstaan. Want U is ons God en U is met ons. U hou ons styf in U hand en U sal ons nooit alleen laat nie. U sal ons altyd deur vorm, U sal ons altyd deur lei. U sal ons altyd deur beskerm. En ons sê vir U dankie, Here, dat ons 'n groot vertroue het om in U vas te hou, om te kan weet, maak nie saak wat gebeur nie, die Here is daar saam met my. En waar ons na die siektelys gekyk het en as ons met mekaar praat, so ons agterkom, daar's baie mense wat U baie nodig het vandag. Daar is baie ongeluk wat gebeur. Daar is baie mense wat miskien voel asof dinge hopeloos raak, asof die druk te veel is. En ons sê vir U dankie dat ons kan weet, U is nog steeds daar. U is nog steeds besig om te voorsien. En ons kan op U vertrou om daar te voorsien, om daar deur te dra. En ons vra vir die Here, dat U asseblief nou in hierdie oomblikke ons gedagtes sal fokus op U woord. Dat U ons hart sal stil maak. En dat die Heilige Gees in elkeen van ons hart sal werk. Wat die woord van geen mens kan doen nie. Amen. As teks van oordenking wil ek weer vir ons vers 3 lees waar daar staan: "Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het in Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg." En vanuit hierdie gedeelte wil ek met u praat oor die gedagte van 'n botsing met die werklikheid. 'n Botsing met werklikheid. Maar as ons in hierdie gedeelte lees, daar was 'n man met die naam van Jona, 'n profeet. En die woord Jona is duif. So dit sin speel op hierdie profeet wat 'n duif is, die simbool van vrede, die simbool van hoop, die simbool van waarheid, wat later ook aan die Heilige Gees gekoppel sal word. En 'n mens verwag, hier gaan 'n man wees, wat God se weg gaan volg, wat die vrede gaan bring, wat die waarheid gaan praat. Inteendeel vind 'n mens 'n profeet wat van Here af weghardloop, wat nie wil doen wat die Here verwag nie, wat nie die woord wil verkondig nie. En hoekom vind ons later uit, wou hy nie die woord verkondig nie? Want hy het geweet God gaan hierdie mense red. En hy wou dit nie gehad het nie. En hier sien 'n mens daai botsing met die werklikheid. Dat hier was die profeet. Hier was 'n man wat veronderstel was om in sy tyd die simbool van vrede en waarheid te wees.
wat die lig van God in hierdie wêreld moes uitdra. Maar sy lewe is 'n absolute duisternis. Selfs toe hy gaan preek het, is dit die kortste preek wat ooit gepreek is die kortste boodskap wat ons in die Bybel vind. Weet, God gaan hierdie stad vernietig. Dit was dit wat vir ons opgeteken is. Maar, aan die ander kant weer, wat het die stad Ninive gedoen? Wat was hulle reaksie? Hierdie groot goddelose stad. Hulle het hulle self bekeer. Hierdie klomp afgode dienaars wat saam met hom op die skip was. Wat was hulle reaksie gewees? Hulle het die Here gedien. En 'n mens sien eintlik dat dit wat 'n mens verwag heeltemal op sy kop gegooi is. Dat hierdie verskriklike sondige afgode aanbidders, hulle is die mense wat die Here dien. Maar God se profeet, sy geroepene, sy gesalfde, hy is die man wat van hom af weghardloop, wat in duisternis leef. En 'n mens sien daai werklikheid wat bots met dit wat ons weet veronderstel is om te wees. Ons weet hoe was 'n profeet veronderstel om te gewees het. Net so weet ons vandag hoe is die kerk veronderstel om te wees. Weet ons hoe is ons as kinders van die Here veronderstel om te wees. Maar hoe baie keer is ons lewens en ons getuienis nie daai botsing nie. Dat dit wat 'n mens verwag en dit wat eintlik gebeur, kom nie by mekaar uit nie. En mense staan eintlik geskok wanneer hulle na die kerk kyk of na die kinders van die Here kyk en hulle dink maar, wat gaan hier aan? Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dis eintlik presies die teenoorgestelde van wat die Here verwag. Ons as die kerk is veronderstel om gevul te wees met die Heilige Gees. Gedrewe deur die krag van die Heilige Gees. Besig om te werk in die wêreld. Besig om die lig van Christus te skyn. Maar as 'n mens baie keer na ons kyk, dan moet 'n mens begin erken dat hier is iets nie lekker nie. En nie noodwendig net ons nie. Terwyl ek van my huis af hiernatoe ry ek vir ten minste verby 7 kerke. Ek weet nie, dis verskriklik hoe baie kerke daar is. Die meeste van hulle is nie eens oop vanaand nie. En ek kan nie waarborg in die wat oop is, gaan 'n mens in baie van hulle nie eens die evangelie hoor nie. En dit maak eintlik daai botsing met die werklikheid vir ons nog erger, want ons sal sê, ja, kyk na daai kerke. Maar hier is ons Pretoria Wonderboom gemeente. En ons moet onsself afvra, is daai botsing dalk besig om in hierdie gemeente ook te gebeur? Of is ons getrou aan die Here? En daar's 'n baie interessante patroon wat hier in die boek plaasvind. Of veral in die eerste hoofstuk. En dit is waar ek nou weer teruggaan na waar ek begin het voordat ek gelees het dat baie keer neem 'n mens nie die besluit om soos Jona in die see gegooi te word in daai moeilikheid waar die Here besluit jy is nou te ver. Dis 'n pad wat gestap word. 'n Mens lees die heeltyd Jona gaan af. Jona gaan af. Eers gaan hy af weg na die skip toe. As hy in die skip is, gaan hy af en hy gaan slaap. En dan gaan hy af in die see in. Maar 'n mens lees 'n derde patroon wat daarmee saamkom. 'n Mens sien die gooi ook wat daar binne plaasvind. God gooi 'n storm op die see. Die matrose gooi hulle vrag van die skip af. En op die einde van die dag word Jona gegooi in die see in. En hier sien 'n mens waar die menslike patroon en die goddelike patroon saamkom, as mens dit so kan sê. Daar op die einde eers. Wanneer die mens klaar sy besluit geneem het en die Here al klaar begin waarsku het, dan kom daai twee saam. En die Here trek op 'n stadium 'n lyn en sê tot hier toe en nie verder nie. Nou ek wil nie vanaand 'n uitspraak maak oor hoe die kerk is nie. Hoe u lewe is nie. Net u sal weet. Die meeste van u is al baie langer in hierdie gemeente as ek, so u sal baie beter oordeel kan hê oor hoe gaan hierdie gemeente se gesondheid as wat ek ooit sal kan vel. So ek wil u nooi om 'n bietjie selfondersoek te doen. Om na jouself te kyk. Hoe lyk u verhouding met die Here?
Hoe lyk die gemeente se verhouding met die Here? En omdat Jona so 'n bekende verhaal is, weet ek hoef nie baie aandag te gee aan die storie nie. Seker al van die meeste van die kinders wat vanaand hier is, kan die storie vertel. So ek glo u ken die storie. Ek gaan eerder vir ons 6 dinge uitwys waar daar hierdie botsing is tussen wat 'n mens verwag, wat dit veronderstel is om te wees en wat eintlik gebeur het. En die eerste een kom daar uit vers 3 uit wat ons gelees het, wat ek weer vir u sal voorhou. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis af te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Nou waarop ek wil fokus is daai en hy het die reisgeld daarvoor betaal. Nou dis baie interessant. Ek het dit nogal geniet eintlik in die tyd wat ek hierdie boek weer begin bestudeer het, want Jona is net een van daai boeke wat jy dink jy ken die storie. Maar sodra jy begin bestudeer is daar so baie woordspeling en goeters in die Hebreëus aan die gang dat is jammer eintlik ons lees Afrikaans want ons vang dit nie. So vir enige iemand wat die sagte ware het, ek verwag nie jy gaan Hebreëus kan praat nie, maar daar's baie boeke, daar's baie sagte ware wat 'n mens help. Gaan kyk 'n bietjie daarna. En een van die interessante woordspelings wat in die Hebreëus is toe hy die reisgeld daarvoor betaal. En nou begin die ouens met 'n debat want dit is 'n baie snaakse woord in die Hebreëus wat hier gebruik word en ek moet eerlik wees, as ek eers daai Hebreëse woorde in die gestryd sien, dan begin ek vlug lees en ek fokus net op wat is die konklusies wat die ouens trek, want ek kan al klaar nie in Afrikaans spel nie, nou wat nou nog van Hebreëus ook. So, die hele gestryery in die Hebreëus gaan hier oor dat Jona het nie net die woord gebruik wat daar is dit lyk nie asof Jona net vir sy kaartjie betaal het. Dit lyk asof Jona vir alles betaal het. In die antieke wêreld het skepe baie keer vir maande in die hawe gesit. En wanneer hulle dan genoeg geld bymekaar gehad het, genoeg mense op die skip, genoeg ware om te vervoer, dan het hulle eers gegaan. En die woordspeling wat daar plaasvind, lyk asof dit impliseer dat Jona na die skip toe gegaan het, wat nog nie genoeg geld gehad het om oor te vaar nie, en hy het gesê, ek sal alles betaal. Al die geld wat julle nodig het. Kry my net hier weg, dat ek nie te hoef te gaan waar die Here hoef te wees nie, of waar die Here my wil hê nie. Dat ek net weg van die Here af kan kom. Nou dink daaraan, dat iemand bereid is om ekstra te betaal, nie net sy kaartjie nie, om 'n groot bedrag geld uit te haal. Kry my net weg van die wil van die Here af. En dis die profeet van die Here. Dis die man wat gesalf is met die Heilige Gees met 'n woord om te gaan verkondig. Nou kyk 'n mens na die kerk. As mense deurtrek kerk toe eerste. En ons het al hierdie tiendes en offergawes en ons het al hierdie mooi geboue, ons die infrastruktuur daar agter al die rekenaars en goeders. Weet, dit kan gebruik word op 'n fantastiese manier om die Here te dien. Maar dit kan ook gebruik word om net besig te lyk. Om tog maar net iets aan die gang te hê. En 'n mens sien dit nogal baie in kerke, en ek dink ek gaan op Dominee Johan se bure so 'n bietjie fokus hierso. Weet, hierdie verskriklike klankstelsels, die verskriklike musiek wat aan die gang is, hierdie groot show wat opgesit word. Nou, ek moet erken saam met OM was ek al daar langs aan gewees. Daar is baie mense wat die Here dien. Maar die meeste van hulle is nie daar om die Here te dien. En nou kan ons maklik sê, kyk hoe sleg is hulle. Ons is hier om die woord te verkondig, ons gaan op die Bybel fokus. Maar dit is baie lekkerder om eerder net te sit en Bybelstudie te hou, asof om te gaan en die boodskap te gaan verkondig waar die Here dit wil hê. En ek dink dit is weer waar ons diepe tradisie die grootste fout maak. Want ons weet wat is die regte fokus. Die fokus is veronderstel om op die Here te wees. Maar wat ons nou doen is ons hou die fokus die hele tyd op die Here
sodat ek my van my eie verantwoordelikheid kan ontsê. Nee, ek moet die Here loof. Ek moet sy woord bestudeer. Daarom het ek nie tyd om te gaan en die evangelie te gaan verkondig nie. Ek wil eerder hier sit met mense wat ek weet wat saam met my die Here dien, asof om daar buite in die wêreld te gaan sit, op 'n plek waar ek weet mense niks van die Here wil hê nie, en met daai vuil mense te gaan tyd spandeer. En dit gebeur baie maklik. En net so maklik as wat ons Jona kan kritiseer, net so maklik as wat ons die bure kan kritiseer, neem ons dieselfde fout, terwyl dit nie so lyk nie. Terwyl dinge nog steeds reg lyk. Ons is nog steeds besig met die regte dinge. Ons is nog steeds besig met die dinge van die Here. Ons is nie besig om te doen wat die Here van ons verwag nie. En dit is 'n snaakse ironie eintlik, dat 'n mens die regte dinge kan volg, die mooi dinge, die Christelike dinge, om weg van die Here af weg te kom. Hoeveel mense in plaas van om persoonlike tyd saam met die Here te sit, Bybelstudie te hou, te bid. Kom ons luister eerder 'n preek op YouTube. Nee, nou fout is, ek luister al die preke op YouTube. Daar's uitstekende preke op YouTube. Maar as jy dit gaan doen in plaas van om jou tyd saam met die Here te spandeer waar hy met jou 'n ontmoeting wil hê, dis 'n gevaarlike pad. Wees versigtig. So ons kan na die kerk kyk. Ons kan na onsself kyk. Ons moet onsself meet. Is ek besig om reg te lyk? Miskien is van ons al op die pad dat ons weet ons hardloop van die Here af weg. Dat ons weet ons is nie besig om die regte besluite te neem en te doen wat ons veronderstel is nie. Maar hoe lyk my lewe? Doen ek wat die Here van my verwag? Nou lei ek u na vers 5 toe om na die tweede botsing in hierdie gedeelte te kyk wat ek vir u wil uitwys. Toe word die seeliede bang. Hulle het elke een op sy God geroep en die lading wat op die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Nou hier is nogal 'n interessante botsing wat plaasvind. Die oomblik toe die Here daai storm gooi, want die profeet is besig om te doen wat verkeerd is. Die profeet is besig om van die Here weg te hardloop. Is dit nie die profeet wat die Here aanbid nie? Die profeet gaan lê onder in die skip en hy gaan slaap. Wie is die mense wat begin godsdienstig raak? Die mense wat nie eens in die Here glo nie. Wie is die mense wat begin werk om hulle self te red? Die mense wat nie eens in die Here glo nie. Die afgode aanbidders. Hierdie slegte mense. Nou, dit is nogal 'n interessante een om in te dink. Die ou wat geweet het wat nodig was. Die ou wat geweet het wat besig is om te gebeur. Hy kon nie minder omgee nie. Hy het gaan lê en slaap. Die res van die mense wie ons sou dink die slegte mense is, die mense wie ons sou dink nou natuurlik nie die uitkoms gaan soek nie. Hulle is die mense gewees wat begin bid het. Hulle was die mense gewees wat begin werk en roei het. Enige iets om te oorleef. Nou die kerkvader Jerome het 'n interessante aanhaling wat ek vir ons gaan lees om hierdie te verduidelik. Hy sê, Jona is soos 'n man wat aan die slaap geraak het as gevolg van die dwelm van goddeloosheid. Nou dit is nogal 'n interessante stelling om te maak oor die Here se profeet. Die Here se profeet is soos die man wat aan die slaap geraak het weens die dwelm van goddeloosheid. Nou, hoeveel van ons het al in ons lewens op die plek gekom, waar jy net agterkom, man, dinge is rof, dinge is moeilik. Ek sien wat besig is om fout te gaan. Ek sien hoe hopeloos die wêreld is. Ek sien wat besig is om te gebeur rondom my. Ek is nie meer lus nie. Ek gee nie meer om nie. Ek gaan daar gaan lê en ek gaan slaap. Want hoekom moet ek eens probeer?
En dan moet 'n mens kyk wat Jerome geskryf het. En ons moet vir onsself vra, hoeveel van ons het dalk aan die slaap geraak weens die dwelm van goddeloosheid? As kinders van die Here, as mense wat die Heilige Gees in ons het, as mense wat deur die krag van die Here gedryf word om die lig in die wêreld uit te dra, gaan lê ons en slaap, want ons het teen die Here gekies. En om hom nog dieper te neem, lees ons nou vers 6. En dit is ons derde botsing, want hier gaan dit nog harder, nog swaarder. En daarop kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hier kom die kaptein van die afgodeaanbidders, die kaptein van die sondaars. En hy sê vir die profeet van die Here, wat is fout met jou? Gaan bid. Miskien sal die Here ons red. Hy ken nie eens die Here nie. En mense sien hierdie rolle word omgeswaai. Dat die goddelose man, hierdie skeepskaptein, hy doen nou eintlik die profeet se werk. Hy gaan roep die profeet en sê vir hom, wat gaan aan met jou? Word wakker. Gaan bid, dat die Here ons kan red. Nou, terwyl ek by OM was, het ek nogal 'n interessante ervaring gehad. My ervaring was dit terwyl 'n mens binne die kerk is, en nou praat ek van baie verskillende kerke, want ek het mobilisering gedoen, so ek het baie rond beweeg, baie verskillende denominasies, verskillende tale en kulture en goeters. Maar 'n mens het baie duidelik die gevoel in kerke opgetel, dat kerke begin moed opgee, want die mense stel net nie meer belang nie. Die predikante is so negatief. Hoekom moet ons nog preek? Hoekom moet ons elke Sondag staan en dieselfde boodskap preek vir dieselfde groep mense en niks gebeur nie? Dan praat mens met die mense in die gemeente en hulle voel weer ook dieselfde. Ons sukkel. Ons probeer die hele tyd. Ons is die hele tyd besig om die Here te dien. Maar niks gebeur nie. En dan staan jy daar as 'n sending en jy wil nou die kerk mobiliseer om in sending betrokke te raak of om sendinge uit te stuur of om sendinge te ondersteun. En die meeste van die kerke sê reguit vir jou, jy gaan jou tyd mors as jy hiernatoe kom. En daarom is daar ook vandag 'n groot skeiding wat plaasgevind het tussen sendlinge en die kerk. Die meeste kerke hou nie van sendlinge nie, want predikante sal sê, hierdie ouens kom net en vat nou my geld weg. En sendlinge sal weer die kerk kritiseer en sê, hierdie ouens sit net en preek en lyk mooi, maar hulle doen eintlik niks. En almal sal wys na hierdie probleem, weet, soos Adam en Eva. Dis jy, dis jou probleem. Weer die lidmate wys na die dominee wys na die lidmate, die sendlinge wys na die kerk wys na die sendlinge, weer, dis almal se skuld. En terwyl al hierdie dinge aan die gang is, was dit in daai tydperk gewees wat Jordan Peterson net op sy piek was, toe hy net begin het. En hier kom hierdie sirkulêre sielkundige, en hy is in een van die goddeloosste lande in Kanada, en hy boek maar net 'n saal. En hy begin in Genesis klas gee. En daar daag duisende mense op om na hom te luister. Terwyl die kerk sê, niemand stel belang nie. Die mense wil nie die woord van die Here hoor nie. Hulle gee nie om nie, hulle het nie honger nie. In die tussentyd is hierdie sirkulêre sielkundige wat 'n goeie insig het, maar hy trek duisende mense. Hy het eintlik 'n kulturele revolusie begin onder 'n subkultuur om mense weer ernstig te kry met die woord van die Here. Of hy nou gered is of nie, wil ek nie debatteer nie. Ek dink ons kan verlang daaroor probeer vasstel, maar net hy en die Here sal weet. Maar hier is 'n sirkulêre sielkundige. Hy lei duisende mense na die woord van die Here toe. Terwyl 'n mens se ervaring, of nou meer spesifiek my ervaring in die kerk is dat dit begin koud word. Tot in die sendingveld begin dit koud word. En daar is so moedeloosheid wat toegesak het. So hulpeloosheid. So asof 'n mens probeer, maar net niks werk nie. En 'n mens sien daai botsing van werklikheid weer plaasvind.
Hoekom stel al hierdie goddelose mense belang in die Bybel en hulle kry sulke goeders reg? Terwyl die mense wat veronderstel is om die Here te dien en wat die krag van die Heilige Gees ontvang het, niks reg kry. Nou ons kan ook vir baie lank sê daar's baie redes hoekom dit kan gebeur. Is nie noodwendig omdat ons die probleem is nie. Maar wat ek sê is ons moet daarom die moeilike vrae vir onsself vra. Ons moet onsself begin meet, ons moet begin kyk. Is ons nie miskien soos Jona wat op die skip aan die slaap geraak het? En dat die wêreld besig is om te soek. Dat die wêreld besig is om te roep. Terwyl ons slaap. Weet, Jesus het al gesê, die oes is wit, die arbeiders is min. Nou, ek was redelik verbaas geweest toe ek hier kom en sien hoeveel lidmate is hier. En as mens kyk na hierdie gemeente vir hierdie area, is daar eintlik baie arbeiders. My vraag is die arbeiders besig? Of sit die arbeiders langs die veld en slaap? Die oes is wit. Die Here het 'n hele gemeente vol arbeiders opgeroep. En ek praat dalk vanmôre of vanaand met die verkeerde gehoor, want ek weet die mense wat by aanddiens sit, is gewoonlik die mense wat meer ernstig is en meer aktief is, maar hier is 'n hele gemeente van arbeiders. Wat sal gebeur as hierdie gemeente werklik waar met die krag van die Here, met die vuur van die Here in hierdie omgewing invaar? Die volgende botsing waarna ek u lei is in vers 9. En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. En hier vind ons die botsing met realiteit weer. En hier vind mens die botsing van teologie. Jona het 'n perfekte antwoord hier gegee. Jona sou sy kweekskool eksamen geslaag het. As hierdie 'n preek in 'n kerk was, sou almal vir hom gesê het, uitstekende preek, 100% die waarheid. Perfekte teologie. Waar was Jona? Dit is hier waar die kaptein hom gaan wakker maak het en gevra het, maar wat is fout met jou, hoekom lê jy en slaap? Gaan bid. En dit is wanneer Jona opstaan. Gee die perfekte teologiese verduideliking wat daar kan wees. Nou weet, ek dink ook die enigste rede waarom Jona hierdie verduideliking gegee het, is nie omdat hy wou nie. Hy het dit nie beplan nie. Hy moes. Dit was die omstandighede gewees wat so gebeur het. Hier kom hierdie goddelose man en hulle vra hom, nou deel jy vir ons die waarheid. Wat is hier besig om te gebeur? Wat gaan aan? Omstandighede het hom geforseer om hierdie teologie te praat. Nie in sy eie keuse gewees nie. Nou, ons kan vir mekaar baie mooi stories vertel. Ons kan vir mekaar baie mooi teologie deel. Ons kan vir mekaar die evangelie 100% perfek voorhou. Is ons besig om die evangelie daar buite te verkondig soos wat ons moet? Het ons regtig 'n verhouding met die Here of praat ons net van die Here? Is ons deel van die waarheid? Ervaar ons die waarheid? Of praat ons maar net die waarheid? Ek kan vir jou sê, 'n mens kan die grootste skelm op aarde wees terwyl hy die waarheid vertel. 'n Mens kan die beste teoloog wees, mens kan die beste prediker wees. 'n Mens kan die mooiste Christen, die mooiste lidmaat in die banke wees, terwyl jou hart baie ver weg van die Here af is. Ons moet 'n bietjie na onsself kyk. Het ons maar net mooi teologie, of dien ons die Here? En in hierdie omstandighede wat ons saam is, wanneer ons wel praat buite in die wêreld, is dit dalk omdat mense na ons toe kom en vir jou vra, maar wie is jy? Wat is hier besig om te gebeur? Wat is hier aan die gang? En dan forceer die omstandighede jou maar om die evangelie te deel, want die wêreld kom na jou toe en vra vir jou vir die waarheid. Dien ons die Here? Verkondig ons die waarheid omdat dit is wie ons is wat ons doen? Of moet die wêreld dit uit ons uittrek? Dan gaan ons verder na vers 10 toe.
die 5de, die tweede laaste botsing. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Nou, ek moet hier bieg en sê, hierdie is een van die verse wat my al baie diep getref het, wat die Here al gebruik het om my mee pak slaag te gee. Want daar was 'n tyd in my lewe gewees, wat ek weggehardloop het vir my roeping. En die wat my ken sal verstaan hoekom, want ek is nie van nature die dominee tipe persoon nie. Ek is die ou wat daar agter in die hoekie sit, ek bly stil. Ek kom op die laaste oomblik in en ek is die eerste een om uit te gaan, jy sal my nooit sien. Ek van nature is ek daai ou wat ek wil nie met mense praat, nog van voor mense staan. En ek het dik weggehardloop van my roeping af. En een aand begin ek Jona lees in my persoonlike stilte tyd en ek sê vir myself, ek gaan nie na hierdie verhaal luister. Ek weet wat gebeur met Jona. As die Here my wil roep, moet hy my maar uit 'n ander gedeelte van die Bybel uitroep. En hierdie vraag tref my, wat het jy nou gedoen? En ek besef, weet, ek is nie dalk nie net besig om my eie roeping te verontagsaam en my eie lewe te vernietig nie. Dit beïnvloed die mense rondom my ook. Ander mense kan skade ly as gevolg van my stupid besluite, as gevolg van my weghardloop van die Here af. En ek moes voor hierdie vers staan en vir die Here sê, jong, ek sal maar gaan. Ek sal doen wat U van my verwag. En baie keer moet ons hierdie vraag vir die kerk en vir almal voorhou. Wat het jy nou gedoen? As 'n mens in die aand wakker gemaak word, iewes skielik en iemand moet vir jou vra, wat het jy vandag gedoen? Het jy die Here gedien? Het jy sy wil gevolg? Of het jy maar net jouself besig gehou en jouself geflous en mooi gelyk? As mens na die kerk kyk, is die kerk werklik waar besig om sy roeping uit te leef, om die wêreld te bereik, om te doen wat die Here wil hê, waarvoor die Here die gemeente hier geplant het? Of is ons maar net besig met godsdiens? Wat is die kerk besig om te doen? En dit is 'n vraag wat ek nie vir u kan antwoord nie. Dit is 'n vraag wat net u kan antwoord. Wat het u gedoen? Dien u die Here of is u besig om te flous? Aan die laaste botsing in vers 15 tot 16. Toe het die manne die Here gevrees, met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en sy geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Nou, hier vind 'n mens 'n baie groot botsing. Waarvan die profeet homself onder in die storm, besig om af te sak, tot waar die vis hom gaan insluk. Waar was die goddelose manne gewees? Waar was die afgodaanbidders gewees? Besig om hulle offer tot die Here toe op te bring. Dit is eintlik 'n skokkende kontras. Die profeet van die Here is besig om daaronder af te sak. Uiteindelik so ver gegaan dat die Here hom in die see ingewerk het. Maar die mense wie 'n mens gedink het niks van die Here af wil weet nie. Hulle is besig om die Here te offer. Nou, as ons in die EG Kerk, nou praat ek EG Kerk algemeen, ek is seker of van baie van u ken mense in ander gemeentes of was al in ander gemeentes betrokke. En 'n mens stel op die gevoel van die EG Kerk oor die algemeen. Ons is maar waar die res van ons volk is, die goeie ou dae. Daai tyd toe die kerke vol was. En daai tyd toe die mense nog die Here gedien het. En daai tyd toe mense nog die evangelie verkondig het. En hoe mense hoor baie min mense wat sal praat van, kyk hoe is die Here ons vandag besig om te seën. Kyk wat is die Here vandag besig om met ons te doen. 'n Mens hoor baie min, 'n mens hoor amper nooit, dat ons praat van die toekoms as 'n hoopvolle eindbestemming nie. Dat ons praat van die toekoms as, ons weet waarheen met die Here met ons op pad is. Ons weet dat die Here met ons 'n doel het.
Ons weet dat die Here besig is om met ons te werk. Nou my vraag is, hoekom? Want God se hand is verseker besig om te werk in ons tyd. En ons het dalk nodig om onsself te vra, hoe is God se hand besig om in my lewe te werk? Hoe is God se hand besig om in ons gemeente te werk? Want hy werk. Maar wat doen hy? Is hy besig om 'n storm te gooi? Is hy dalk besig om mense oorboord te gooi? Of miskien is ons gehoorsaam en hy is besig om ons te bou, besig om ons te seën. Net u sal weet wat in u lewe aan die gang is. Maar as 'n mens na die algemene gesprekke in die gange van die EG Kerk luister, dan moet 'n mens wonder. En ons moet onsself die moeilike vrae afvra. Wat is die Here besig om te doen? Hoekom is ons in die situasie waar ons is? As 'n mens Jonas se patroon gaan lees, hierdie van hy het afgegaan en op die einde van die dag daai afgegooi tot die Here hom gegooi het in die see. Dan sien mense, dis presies dieselfde patroon wat die Here met Farao geloop het. Farao het sy eie hart verhard totdat die Here sy hart verhard het. Dis dieselfde as die volk, die wildernisvolk, waar hulle die Here nie vertrou het nie en vir 40 jaar in die woestyn ingelei is. Die Here het hulle eers uit die Egipte uitgelei om hulle te red, sodat hulle kan gaan leef in die beloofde land. Maar weens hulle ongeloof het die Here gesê, nou gaan julle doodgaan in die woestyn. Israel. Die Here roep die profete Jesaja en Jeremia op en hulle begin hierdie woord verkondig van wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Die Here praat, luister. En die beeld wat elke keer daardeur gebring word is, hierdie is niks niets vir die volk nie. Die volk is veronderstel om te weet. Hulle ken hierdie boodskap. Hulle hou hulle self doof, want dit is wat hulle kies om te doen. Jesus herhaal daai boodskap wanneer hy hier op die aarde was vir die volk en hy sê vir hulle, luister, as jy 'n oor het, hoor. Want die volk in Jesus se tyd het geweet wat die boodskap is. Hulle het die waarheid geken. Al hierdie fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes, hulle het geweet. Hulle het gekies om nie te luister. Die 7 gemeentes in Openbaring, wie oor het, laat hom hoor. En dan sien mense, alhoewel Jesus met die kerk praat, wys hy daai enkeles uit, die wat oorwin. Hulle sal die beloning ontvang. Want die Here weet, selfs as kerk, selfs as kinders van die Here, selfs as geredde, selfs as hy gesalfdes wat die krag van die Heilige Gees ontvang het, met 'n doel, met 'n roeping, is die patroon in die 7 briewe van Openbaring maar presies dieselfde as Jona, die volk van Israel en Farao. Nie geluister nie, nie gedoen wat die Here wou gehad het nie. Alhoewel hulle gered was, alhoewel hulle in gemeente saamgesit het. En daarom die vraag, hoe lyk ons? As ons onsself moet meet aan die woord van die Here, hoe lyk ons? En as ons sê, weet, ons het 'n verhouding met die Here. Die Here het elkeen van ons gesalf. Die Here het elkeen van u 'n gawe gegee. Is u besig om dit uit te voer? Is u net besig met godsdiens? Net met goeie teologie? Net met die evangelie soos wat dit veronderstel is om te lyk en te klink in ons oë? Of is ons eintlik besig om te doen wat die Here wil hê ons moet doen? Weereens, ek weet nie. Dis 'n vraag wat u vir uself moet vra. Dis iets wat u moet toets by die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nou uit die woord kon lees. Dankie dat ons kan weet dat gewoonlik wanneer ons op 'n Sondag aand klaar maak, berei ons weer voor, miskien vir Woensdag, miskien eers weer vir volgende week. Maar deur hierdie week gaan daar baie gebeur. Hier gaan baie kinders na die gemeente toe kom waar ons die geleentheid gaan hê om die evangelie te deel. Daar gaan opleiding wees om in groepe Bybelstudie te kan doen en dit so te gebruik om die evangelie te verkondig. U woord is besig. U woord staan nie stil nie. U Gees is besig. U Gees roep, u Gees praat. En net soos wat ons weet, u Gees besig is om mense in die wêreld te trek
Net so het u baie keer nodig om met ons te praat, om by ons stil te staan. En ons moet ook erken, hierdie is nie 'n boodskap wat ons baie keer wil hoor nie. Hierdie is nie 'n toets wat ons baie keer onsself mee wil toets nie. Maar ons het nodig om te bid soos die psalmdigter en te sê, Here, deurgrond my hart. Toets my niere. Kyk na my binneste. Is daar miskien 'n hart van ongeloof binne my? Is daar miskien sonde binne ons? Is ons werklik besig om u te volg? Tog wil ek vir u dankie sê vir die gemeente wat ons het. Dat ons kan weet, hier word die waarheid verkondig. Dankie vir ons dominee wat vandag verjaar, wat ons kan weet, hier staan en die woord vir ons preek soos dit veronderstel is om gepreek te word. En ons wil vir u sê dankie dat ons die waarheid het, dat ons u gees in ons harte het. Sê vir u dankie dat ons op u kan vertrou om ons op die regte pad te lei. En daarop wil ons net op u staat maak, want ons weet dit kom nie uit onsself nie. Amen. Kom ons staan dan, sing ons die slotlied sodra ons die noot kry. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die liefde van God onze Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen.